As iemand jou bitter seer gemaak het, as iemand jou vertroue gebreek het, jou in die rug gesteek het, of jou so seer gemaak het, dat jy nog steeds daaraan dink wanneer jy alleen is, dan is hier die boodskap vir jou. Hier is 4 dinge wat jy moet doen as iemand jou seer gemaak het. En nommer 4 kan keer dat daardie seer jou lewe beheer. Nommer 1, identifiseer die regte vyand. Hou op om teen die persoon te beklei wat jou seer gemaak het. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Met ander woorde, die mens wat jou seer gemaak het, is nie jou grootste vyand nie. Die vyand se plan is dieper as wat jy besef. Hy wil nie hê jy moet net seer kry nie. Hy wil hê daardie seer moet jou verander. Hy wil hê jy moet bitter word, hard word en kwaad bly, vol haat. En sonder dat jy dit agterkom, begin jy later te lyk soos die persoon wat jou seer gemaak het. Moenie toelaat dat bitterheid in jou hart wortel skiet nie, want as jy word soos die mens wat jou seer gemaak het, dan verloor jy jou eie vrede en dan wen die vyand. Nommer 2, trek die lyn. Jesus sê in Matteus 6 vers 14 en 15 dat ons moet vergewe. So ja, vergewe hulle, maar vergifnis beteken nie almal kry weer dieselfde toegang tot jou lewe en tot jou hart nie. Jy kan iemand vergewe en steeds sê, nee, jy kry nie meer toegang tot my vrede nie. Nee, jy kry nie meer die reg om my hart elke keer stikkend te trap nie. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart bo alles wat bewaar moet word. So vergewe, maar moenie jou hart onbewaak los nie. Nommer 3, bid vir hulle. En ek weet, dit klink nie lekker nie, want partykeer wil jy nie bid nie. Jy wil hê God moet hulle seer maak. Maar moenie bid, Here, maak hulle lewe hel nie. Bid dat God hulle hart sal verander. Nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat gebed keer dat hulle gif in jou hart bly sit. Jesus sê in Matteus 5 vers 44, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. Wanneer jy vir hulle bid, dan breek jy die vyand se plan. Want hy wou gehad het dat jy moet bitter word. Hy wou gehad het dat jy vol haat moes wees. Hy wou hê jy moet vasgevang bly in wat hulle gedoen het. Maar wanneer jy bid, sê jy eintlik, Here, ek gee hierdie saak nou in u hande. Nommer 4, moenie wraak neem nie. Genesis 50 vers 20 sê, julle wat my kwaad aangedoen het, maar God het dit in goeie laat meewerk. Hulle het dalk probeer om jou seer te maak, maar God kan selfs dit gebruik om jou sterker te maak. God kan die seer wat jou amper vernietig het gebruik om iets in jou te bou wat niemand kan wegvat nie. As jy alles oordink en swaar dra op jou skouers, daar is 'n plek vir jou waar ons vir jou bid en waar jy bemoediging kan kry. Laai die daaglikse hoop app nou af. Klik die linkie onder in die comments.